is honger en ek dors na U, o Heer. U maak als my gaaf en roep my op my naam. Kom vloei deur my en stap nou met my saam. Ek lees vir u uit die 2020 vertaling, 1 Johannes 4 vers 16 tot 21. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God. En God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf. En wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy sien nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy nie sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Ons gaan net tot daar lees. Ek wil vir u 'n storie vertel vanmôre, die van u wat nou jare terug koöperasie stories gekyk het, sal dalk die storie onthou wat ek vanmôre vir u gaan vertel, maar dis eintlik 'n baie aangrypende storie. Nou in 'n ou klein plattelandse dorpie, klomp jare gelede, voor daar elektrisiteit was en al die goed wat ons vandag het, was daar in die klein dorpie 'n man met die naam van Genis. En Genis was die burgemeester van die dorpie, maar Genis was ook die plaaslike handelaar. Hy het so 'n winkeltjie daar gehad wat hy bedryf het op die dorp. Dis maar 'n klein dorpie, min mense. Die van u wat dalk nie weet nie, die dorpie, die hele storie is geskied in die dorpie in die Vrystaat Paulroe. Dis waar die hele storie afgespeel het. In elk geval, so kom daar eendag 'n Jood en maak nog 'n winkeltjie oop. Die Jood se naam was Isaac. En natuurlik was Genis baie vies vir hierdie Isaac, want nou het hy kompetisie. En Isaac het daar sy winkeltjie daar begin, en Isaac se produkte was so 'n bietjie goedkoper as Genis se produkte in sy winkeltjie. So hy was heel omgekrap en ontsteld oor hierdie man en het vir almal vertel hulle moet by die plaaslike handel koop en nie by die vreemdeling wat in die poorte ingekom het nie. En so het Genis hierdie fete wat hy voer met almal wat hy nou praat oor hierdie Jood, ortodokse Jood wat daar is. So gebeur dit dat dit Kersfees word. En die Jood sit 'n groot banier op en hy sê Happy Christmas. En Genis is toe nog baie meer die vieste in vir hierdie man, want hy sê toe, maar hierdie Jood gebruik Kersfees om sy produkte te verkoop. En sy goeie vriend Veldsmann sê vir hom, maar is daar nie ook die suiker en die kersse wat jy so hier by Kersfees so 'n bietjie opsit nie? En die karretjies wat die kinders wil koop, is bietjie duurder by jou rondom Kersfees nie. Jy maak maar dieselfde as die Jood. In elk geval, die Jood begin toe om geskenkpakkies op te maak. Sit 'n bietjie suiker, kersse daarin en 'n bietjie rys. En so maak hy pakkies op wat hy vir almal in die klein dorpie stuur. Maar as mos nou nie baie mense nie, so hy kan vir almal so 'n pakkie stuur. En Genis is toe verskriklik kwaad en hy voer hierdie geweldige veldtog waar hy vir die mense vertel, hierdie man, dit is die anti-kris waarvan die Bybel praat.
En as julle hierdie man se geskenke gaan aanvaar, dan is julle besig om van die anti-kris geskenke te ontvang. Daai pakkies moet julle gaan teruggee. En so gaan hy, van huis tot huis loop hy, en vertel hy vir almal van hierdie ondier, die anti-kris, die duiwel self wat hier in ons dorp ingesak het. En moedig die mense aan om hulle pakkies terug te gee. Nou so glo van die mense nou maar vergenis, want hy's mos nou die burgemeester, en so bring die mense maar een vir een hulle ou pakkie maar terug vir ou Isaac, en sê vir hom, nee dankie, hulle soek nie Isaac se geskenkpakkies. Genis is natuurlik hoogs in sy skik oor hierdie storie. So gebeur dit dat hulle ou Kersaand, soos wat die gewoonte was by die plattelandse dorpies jare gelede, gaan hulle gaan sing by die mense Kersliedere deur die dorp, die jong mense. Maar nou is dominee ook daar, en die ouderling is daar, genis is ook daar, want hulle moet bietjie kyk na die jong mense, dat hulle nou nie die singery misbruik om nou te vry in die donker of so ietsie. Maar so loop hulle toe nou en sing nou by al die huise in die dorpie. Maar daar was 'n vrou gewees, 'n baie spesifieke vrou in die dorpie. Die vrou het 3 kindertjies gehad. Maar niemand weet wie's die pappa van die, of die pappas van die 3 kindertjies nie. Dit was maar 'n vrou wat maar bietjie losbandig was en rond geslaap het by die padkamp, toe hulle die pad gemaak het. En die dorpie het haar redelik uitgestoot, want sy was hierdie slegte vrou gewees. En die vrou het 'n ander ding ook gehad, sy het epilepsie gekry. En so het sy die naam begin kry van die vallende vrou. Bedoelende sy kry epileptiese aanvalle en dan val sy mos nou. En die vrou is baie eensaam, sy sukkel aan mors dit, want sy het nie werk nie, om hierdie ou 3 kindertjies kos te gee, en hulle daarom skool toe te kan stuur, en hulle te kan grootmaak. Die gemeenskap isoleer haar, en die gemeenskap wil niks met haar te doen hê nie. En so loop hulle toe nou die aand en sing die klomp jong mense saam met genis en die dominee en 'n ouderling of 2. En hulle stap verby die vallende vrou se huis. En dominee haak af en sê, ons gaan ook sing by die vallende vrou se huis. En onmiddellik is daar protes, ons kan nie by hierdie vrou gaan sing nie. Dis mos nou onchristelik om dit te doen, om by hierdie vrou, sy is 'n slegte vrou, en so sê dominee, laat die een wat geen sonde het nie, dan nou vanaand hier verbystap, by hierdie vrou. So stop hulle toe nou maar en sing nou by die vrou. Na ruk toe kom sy nou uit, daar 3 kindertjies wat hier om haar staan, en toe hulle klaar gesing het, toe is die vrou in trane, sy staan daar en huil. Sy sê, ek het in my hele lewe nog nooit so iets beleef nie. Sy sê, in my hele lewe het ek nog nooit die liefde van 'n gemeenskap of van enige mens beleef nie. En hulle dag nou, is dit nou die singery wat daar nou so, en hulle vra, waarvan praat jy? Sy sê, kom kyk. En sy bring hulle in die huis in, en daar in die hoek van die huis staan al die geskenkpakkies opgestapel, wat hulle nou vir Isaac teruggestuur het. En sy sê vir hulle, Isaac sê vir my, hierdie dorpie het almal hulle geskenkpakkies teruggegee, sodat hy dit vir my moet gee. Sy sê, so dankie. Sy sê, julle weet nie, dat my kinders vir die eerste keer in hulle lewe geskenkies gekry het nie. En julle dorpie het dit gedoen. En daar draai hulle om en stap uit, en volgende oggend by die Kersdiens, toe klim die dominee op die preekstoel, en
Hulle vertel, ou dominee het lank daar gestaan en die kant toe en daai kant toe voordat hy iets gesê het. En toe is sy eerste woorde die oggend: ek is ver oggend diep beskaamd. Dis waarvan 1 Johannes praat. Dis waarvan die hele brief van 1 Johannes waaroor dit gaan. En ek wil so 'n bietjie net vir u die lyne vastrek wat tot nou toe gesê is en gepreek is, of wat Johannes se hele argumentasie is in sy hele brief, en tot waar ons vandag kom, wat ek nogal dink is iets van die hoogtepunt van Johannes se brief. Ek dink dis iets van die kern waar ons vandag by gaan uitkom. Johannes begin, sy hele ding wat hy sê is, dat wanneer ek sê, ek ken vir God, en ek het nie lief soos God nie, dan sê Johannes, dan praat ek nie die waarheid nie. Hy gebruik 'n baie sterk Griekse woord. Hy sê, jy lieg. In Afrikaans is nou ons sterk woord, is om te lieg. Hy sê, jy lieg, jy praat nie die waarheid nie. Hy sê, hoe kan jy sê, dat jy die Here ken, maar jy ken nie die Here se liefde nie? Hoe kan jy sê dat jy die Here ken, maar jy het nie die mense om jou lief nie? Hy sê in so verlede Sondag se teks, sê hy, wil jy weet wat is dit prakties om 'n gelowige te wees? Hy sê, hoe kan jy sê jy's 'n gelowige en jy sien iemand wat nie genoeg het nie, en jy het genoeg, en hy sê dit so mooi in die teks, hy sê, en jy sluit jou hart vir daai persoon wat nie genoeg het nie, en jy wat genoeg het, deel nie dit nie. Hy sê, hoe kan jy dan sê dat jy vir God ken? Want dieselfde liefde wat in God is mos nou in jou. Dis Johannes se hele argument, né? Hy sê dan in 1 Johannes 4 vers 8, wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, sê Johannes, dis dit. Hy sê, want God is liefde. Hy gaan trouwens so ver en hy sê, wat is die doel van God se liefde met ons? Waar's God op pad heen met ons in hierdie wêreld? Waar's God op pad heen met ons in die hiernamaals? Nie net in hierdie wêreld nie, maar in die hiernamaals. Wat is God se doel met ons? En dan sê hy eintlik in soveel woorde, hy sê, God ontwikkel, hy wil ons ontwikkel wat het verloor het deur die sonde. Hy ontwikkel 'n wese, iemand wat waarlik lief het, soos hy. Hy sê dit so duidelik in daar in 1 Johannes 4, hy sê, niemand het God nog ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. In die 83 vertaling staan daar, het sy liefde die doel in ons bereik. Waarom het God ons lief? Waarom is God besig met wat hy mee besig is? Waarom het God ons geskep? Waarom is ons hier? Waarheen is ons op pad? Een ding sê Johannes, en dit is dat ek en jy kan lief hê soos God lief het. In hierdie lewe en in die lewe hierna. So hy sê, waarmee moet ek en jy ons grootste strewe in hierdie lewe, ons een enkele visie in hierdie lewe, wat is hierdie een ding wat ek en jy baie, baie hard aan moet werk, of moet op pad wees mee, of die doel in die lewe, hy sê, dis sodat jy kan leer liefkry. Dis dit. As jy op jou sterfbed lê, en jy kan die volgende sê, ek het in hierdie 70, 80 jaar van my lewe, het ek geleer wat is deernis. Het ek geleer wat is liefde.
Sê dan het jou lewe sin en betekenis gehad en het God sy doel met jou bereik. Wanneer ons daar kom. So hy sê die doelwit van God se liefde is dat ons ander sal lief hê, dat ons mekaar sal lief hê. Hy sê jy kan nie anders as jy gelowige is, as jy vir God ken, hy gebruik die term die hele tyd om vir God te ken, dan sal jy ook lief hê. Dis sy hele lang argument deur sy hele brief. Hy begin daar in hoofstuk 1, dan sê hy Jesus is 'n realiteit. Ons het aan hom gevat, ons het hom gesien. Hy sê eintlik so mooi, ons het hom mooi bekyk, ons het hom mooi beluister. Hy sê hy's regtig sy realiteit. Hy sê en as dit so is dat Jesus 'n realiteit is, hier was, opgestaan het uit die doodheid en lewe, hy sê dan moet ons liefde 'n realiteit wees. Dan moet jou liefde 'n realiteit wees. Dis nie net 'n pie in the sky nie, dis nie 'n gedagte nie, dis nie 'n filosofie nie. Want dit is waarteen Johannes besig is om hierdie brief te skryf. Dis die rede hoekom hy hierdie brief skryf. Is wanneer mense in hierdie gemeente kies, want hy skryf nie net vir een gemeente nie, het in hierdie gemeentes ingekom en daar was 'n tipe van 'n leer gewees wat mense kon verkondig het en hulle het gesê, man, al wat jy nodig het om reg te wees met God is, jy moet 'n sekere klompie leerstellings weet, jy moet 'n sekere klompie goed ken. Jy moet instem met 'n sekere klompie goed. Daar's 'n sekere klompie wette wat jy moet nakom. As jy dit doen, is jy reg. As jy net genoeg weet, intellektuele kennis oor God het, dan is jy reg met God. Dis wat hulle vertel het vir die mense. En Johannes se reaksie is, dis nie waar nie. Net omdat jy 'n klomp wette nakom, net omdat jy 'n klomp leerstellings weet, net omdat jy 'n klomp intellektuele inligting het, sê Johannes, beteken nie dat jy vir God ken nie. Hy sê dis moontlik dat 'n mens in die kerk kan wees, want hierdie mense was in die kerk. Hy sê dis moontlik dat jy in die kerk kan wees, dat jou naam op 'n register staan, dat jy gedoop is, dat jy gealles is. En nie vir God ken nie. Sy hele ding is, as jy vir God ken, sal daar in jou lewe 'n stuk liefde teenwoordig wees. Dis die gevolg, dis die logiese gevolg, dis die doelwit daarvan. En dan kom hy in die gedeelte waar ons gelees het en hy sê, die eerste ding is die doel van God se liefde is dat ons sal lief hê. Hy sê en die gevolg van God se liefde, dit wat daaruit voortvloei, is dat ons nie sal vrees vir die oordeel nie. Dat ons nie daardie vrees vir die oordeel sal hê nie. Hy sê dan in vers 17, hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Hierdie is die gevolg van die liefde. Hy sê ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. Wat Johannes hier bedoel is, as jy na die ander tekste gaan kyk in 1 Johannes en ook in sy brief gaan kyk, Johannes evangelie wat hy geskryf het, dan is Johannes besig om die volgende te sê, waarom vrees jy nie vir die oordeelsdag nie? Waarom is jy nie bang daarvoor nie? Hy sê, want as jy God ken, het jy vir God leer ken as 'n liefdevolle God. As 'n God wat liefhet, as 'n God wat nie 'n oordeels God is nie, as 'n God wat nie jou wil skade aandoen nie, as 'n God wat omgee vir jou, as 'n God wat die beste vir jou soek. Dis soos 'n kind wat sy pa se liefde leer ken en weet, my pa wil nie my kwaad aandoen nie. My pa het nie oordeelsgedagtes oor my nie. My pa het liefdesgedagtes oor my. Ek het so 'n klompie jare terug toe ek geswat het ek was daar een van my Nuwe Testament dosente, Prof Jan van der Walt. Ons het altyd gesê hy was 'n
terrible ou gewees as dit by eksamens gekom het. Kyk, jy het 'n mondeling by hom gevrees, want hy het vir jou uitgehaal so. Hy het so gou geweet, jy het nie geleer nie. Hy het so gou vir jou gevat waar jy nie wou gewees het nie. En ons almal was maar skrikkerig vir ou Prof Jan gewees, en almal het gesê, ja, daai ou is 'n moeilike ou in die eksamen, kyk. En toe gaan doen ek my skripsie in die Nuwe Testament by Prof Jan van der Walt. Toe ontdek ek, wat 'n fantastiese mens is dit. Hy het my so gehelp, hy het my so mooi bedui, hy het my so mooi vertel wat moet ek doen, en hoe, en my genooi, en koffie gedrink, en gesit en kuier met my oor my skripsie. En ek het so lief geword vir ou Prof Jan. En ek het vir die ander studente begin vertel, ja, Prof Jan is die wonderlikste mens wat daar is. Hulle sê, wat? Daai ou het so niks. Ek sê, maar julle ken hom nie. Julle ken hom nie. Ek het hom leer ken. En is in hierdie selfde geval wat Johannes van praat. Hy sê, ken jy vir God as die God van liefde? Of ken jy hom as die God van oordeel? Ken jy hom net as die God van die wet? Of ken jy hom as die God wat jou lief het? Die God wat vir jou is, die God wat die beste vir jou wil hê. Johannes sê, as jy vir God so leer ken het, gaan jy mos nie bang wees vir hom nie. Gaan jy dan bang wees vir hom? Hy sê, ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê. Hy sê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is, en hy verwys na, daar's 'n paar tekste waar Jesus hiervan praat, ook in die Johannes Evangelie veral, naamlik hierdie verhouding wat hy met die Vader het. Hy ken die Vader. Hy sê, ek ken die Vader. As julle my gesien het, het julle die Vader gesien. As jy aan Jesus dink as hierdie deernisvolle, liefdevolle persoon wat in hierdie wêreld was, so is die Vader, sê Jesus, soos ek is. Die Vader is die een wat vir mense kom sê, ek veroordeel jou ook nie, gaan en sondig nie meer nie. Ek help jou. So is die Vader ook. Die Vader is die een wat sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Dat ek kan sien, Here, dan laat ek jou sien. Dis die Vader wat net soos Jesus kom staan het en na mense gekyk het en dan staan daar, en hy het mense innig jammer gekry, die Griekse woord sê, uit sy ingewande uit het hy hierdie mense jammer gekry, want hulle was soos skape sonder 'n herder. Dis die Vader se hart. Presies dieselfde. Jesus sê, Johannes sê, julle het hom nog nie leer ken nie. Julle ken leerstellings, julle ken 'n klomp wette, maar julle ken nie vir hom nie. En dan net in die volgende versie sê hy, in die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Johannes bedoel hier, in God se liefde, hy praat nie net van liefde in die algemeen nie, maar hy sê, in God se liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, die volmaakte liefde van God, sy liefde, dryf die vrees na buite. Wanneer jy die liefde van die Here leer ken, dryf dit die vrees na buite, want die vrees het te doen met straf. En wie vrees, het nie volmaak geword in liefde nie. Hy laaste sinnetjie is Johannes besig om te sê, as jy nog vrees vir die straf en vir die oordeel, beteken dit doodgewoon, God se liefde het in jou lewe nog nie 'n realiteit geword nie. Dan het dit nog nie in jou lewe 'n realiteit geword nie. Geliefdes, en ek dink, dis maar my eie gedagte hieroor, maar ek dink dit is die kern van Johannes se hele brief wat hy skryf. En dit is naamlik, daar's 'n voorwaarde vir my en jou om ander mense te kan lief hê.
Hoekom sukkel ons so? Hoekom sukkel die wêreld so? Daar's 'n voorwaarde. Voordat jy ander mense kan lief hê, moet daar eers iets met jou gebeur het. Anders sal jy nooit werklik lief hê nie. Jy moes eers self lief gehê word. Jy kan nie lief hê voor jy self nie lief gehê is nie. Want jy gaan nie weet wat dit is nie. Jy gaan nie weet hoe dit is nie. As jy dit nie ondervind het self nie. Richard Rohr skryf in 'n boek van hom, hy sê daar's 2 redes hoekom mense verander in hulle lewe. Die eerste rede is 'n groot trauma, geweldige groot trauma, dood, siekte, sulke tipe van goed, motorongeluk. Dit bring mense baie keer tot besinning en sê, waarmee is ek besig in my lewe? Dit maak dat mense sê ek wil verander. Hy sê, maar die tweede rede is wanneer mense, hy sê dit in Engels, hy sê, when they experienced excessive love. Wanneer mense liefde beleef het, sal mense verander. Jy kan nie iemand vergewe, jy sal baie sukkel daarmee, as jy nie self beleef het, dat jy vergewe is nie. Jy sal nie vir iemand anders deernis kan hê, as jy nie self beleef het, dat iemand vir jou deernis het nie. Jy sal nie kan lief hê, as jy nie ervaar het, dat iemand vir jou lief het nie. Dis wat Johannes sê. Hy sê, wanneer jy nog vrees, het die realiteit van liefde, het liefde nog nie in jou lewe 'n realiteit geword nie. Ons sal daai versie so kon skryf en sê, wie vrees, het nie God se liefde as realiteit aanvaar nie. En dan die volgende versie sê hy, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy kan nie lief hê, geliefdes, voor ek en jy nie ons harte oopgemaak het. Voor ons nie ons harte vir die Here kom oopmaak het vir sy vergifnis, vir sy liefde, dat hy my lief het net soos ek is nie, vir die mens wat ek is, dat hy my lief het met my persoonlikheid, dat hy my lief het met my lyf, dat hy my lief het met my donker kant in my, want elkeen van ons het 'n donker kant, en dat hy my lief het met my skadukant, en dat hy my lief het met my bose kant. Ons het baie keer hierdie sê ding van God haat die sonde, maar die sondaar lief, en dan dink ons die hele tyd, ek sit met hierdie sonde in my, daarom kan God my nie lief hê nie. Geliefdes, die realiteit is, waar kom die sonde in jou vandaan? Dit kom uit jou uit. Jy's integraal deel van jou sonde. Jy kan nie twee goed skei nie. En sê, God haat dit, maar hy het my lief. Dis wie jy is. Dis deel van wie jy is. Hierdie gebrokenheid en die vermoë om sonde te doen hier binne in my. En God het ook jou lief met dit. Met jou donker kant. Ons het so baie keer hierdie weerstand wat ons het. Ons maak ons hart so toe vir die Here se liefde. Ons het so baie keer, as ek my geloof kan, die leerstellings kan ken, en die tekste kan ken, en die Bybel kan ken, en al hierdie goeders kan ken, en baie keer is dit maar 'n meganisme om God se liefde van my al weg te hou. Want ons bou so baie keer 'n muur om ons eie hart, dat ons selfs nie eers vir God toelaat om agter die muur in ons harte te kom nie. Ons het altyd 'n verskoning
Ja, ek weet, ek kan nie verstaan. Ja, seker so, die Here het my lief, nee, maar die Here nou vir my lief het. Ons is so besig met soveel weerstand teen die Here se liefde. Ja, baie keer kry mense sulke harde mense, as hulle praat, dan hoor jy dit soos 'n singplaat. Harde mense. Mense sal vir jou sê ook, ek is maar 'n harde man. Ek is maar 'n moeilike mens. Dan dink ek altyd, ek wens net jy kon die Here se liefde in jou lewe, jou hart oopmaak vir die Here se liefde, want dan sou jy nie so harde mens gewees het nie. Want om die Here toe te laat om jou lief te hê, beteken jy moet jouself kwesbaar maak. Jy moet by 'n punt kom waar jy sê, ook ek het liefde nodig. Ek dors daarna dat iemand my liefhet. Ja, vir ons mans is dit so moeilik. Ons is sterk, ons cope, ons maak dit, ons veg die lewe, ons gaan aan die ander kant uit die lewe. Dan word hierdie harde stuk metaal, hierdie sterk ene, vanaand as jy in die bed lê en jou oë toemaak, dan weet jy jy's alleen en eensaam. Jy weet jy's alleen. Want jy stoot ook die mense om jou weg, jou lewensmaat, laat jy ook nie toe naby jou nie, want ons bou net so groot muur tussen ons en mense. So bang mense het ons maak ons seer. So bang mense maak ons seer, soos jou ouers jou dalk seer gemaak het. Of die maatjies op skool, of wie ook al, jou seer gemaak het. En ons het soveel coping meganismes aangeleer, grappies wat ons maak, lag hieroor, party het ons woede aangeleer, en al hierdie goedjies wat ons het. En alles is maar net omdat ons bang is, iemand kom te naby aan my hart. Iemand het my lief. En ons maak mense seer, en ons druk hulle weg, ons hou hulle op 'n afstand. Want ek is sterk. Liefde se teenoorgestelde is nie liefdeloosheid nie. Liefde se teenoorgesteldheid is vrees. Vrees en liefde staan teenoor mekaar. Want jy kan nie lief hê as jy vrees nie. Wanneer jy vrees dat iemand anders jou gaan seermaak, wanneer jy vrees dat iemand anders te naby aan jou kom, kan jy nie lief hê nie. Jy's te bang. Vrees se teenoorgestelde is liefde. Waar daar liefde is, kan daar geen vrees meer wees nie. Nie meer vrees vir God nie. Nie meer 'n vrees vir ander mense nie. Maar 'n kwesbare oop hart wat sê ek ontvang liefde. Ek ontvang liefde. En nou kan ek dit gee. Liefdes, weet jy hoe baie getroude mense is daar? Wat binne in hulle getroude lewe uiters eensaam is? Ek sit eendag by 'n vrou, sy's 'n vrou van 'n dokter gewees, mediese dokter, bekende dokter in 'n dorp, op 'n ander plek. Sy kom sit en praat by my oor hoe seer het sy oor haar man, wat net hierdie harde, afgetrokke mens is. Was net niks tussen hulle nie. En op 'n stadium begin hierdie vrou te huil. Wie my hart wou breek, want sy haal so 'n ou sakdoekie uit, en die idee wat ek gekry het, is dat hierdie arme vrou kan nie eers ordentlik huil nie, want sy moet so gesofistikeerd huil, soos die dokter se vrou moet sy huil, en sy moet die draadjies
so pik het 'n keer net dat die gremering nie smeer nie. Het jy al iemand gesien gesofistikeerd huil? Ek het dit al gesien. Want ons moet die status behou. Ons moet die mense op 'n afstand hou. Dis hoekom jy status wil behou, want jy hou mense op 'n afstand. Nee, dis maar die ding van status. En die mense daar hou, nie naby nie, want ek kan dit nie hanteer as hulle naby my is nie. Het jy al jou hart oopgemaak regtig vir God? Jou regtig toegelaat dat God jou net liefhet en dit vat. Jou hart oopmaak. Jy weet dat jy jou hart vir die Here oopgemaak het die dag wanneer jy jouself aanvaar soos jy is, vir wie jy self is. Die dag wanneer jy vrede gemaak het met jou eie lyf, hoe hy lyk, plooie, wanneer jy begin liefraak het vir jou lyf, wanneer jy begin liefraak het vir jou eie donker kant, wanneer jy begin vrede maak het dat jy ook 'n bose kant het, teken nie moet daar bly nie, maar vrede maak, dis wie ek, deel van wie ek is. Die dag as jy jouself aanvaar vir wie jy is, moet jy, daai dag kan jy weet dat jy jou hart oopgemaak vir die Here. Sy liefde. Ons bid so baie keer vir herlewing in die kerk en die Here sal kom en iets doen. Ek dink herlewing sal uitbreek in die kerk soos wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. Die dag wanneer die lidmate in die kerk hulle harte vir die liefde van die Here oopmaak. Want jy sal die stroom, jy sal die rivier, jy sal dit nie kan keer nie. Jy sal dit nie kan keer nie. Jy sal hier aankom en jy sal lidmate staan wat mekaar net vashou en net sê, weet jy wat, die Here het my lief. Weet jy wat, dis volbring. Weet jy wat, is verby. Weet jy wat, is vergewe. Weet jy, ek is okay. Ek is okay. En nou is ek okay met jou. Nou is ek okay met jou, met al jou nonsens en jou geite en jou donkerheid, is ek ook okay met jou. Jou regtig jou lewe oopgemaak vir God, om jou lief te hê. Lief in my, ek nooi